As ek maar net ryk was, Jakobus 5 vers 1 tot 6. Hoe ryk is jy? Voordat jy daardie vraag antwoord, laat ek eers 'n ander een vra, hoe ryk voel jy? As jy soos die meeste mense is, sal jy waarskynlik verskillende antwoorde gee, want ryk is 'n relatiewe term. Jy kan jouself sien as iemand wat te min het, wat goeders soos geld en besittings nodig het, voordat jy ryk gaan voel. Of jy kan voel dat jy reeds ryk is, omdat jy gesond is, geleenthede het om te gebruik en vryheid om enigiets te kan doen. If you want to feel rich, just count the things you have that money can't buy. Dalk het ons meer van die wysheid van Charlie Brown nodig. I was just counting my blessings, and I thought you should know you are one of them. Dalk stem jy saam met Dr. Seuss, be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind. As jy jouself met Elon Musk sou vergelyk, is jy waarskynlik nie ryk nie. Teenoor hom is die meeste van ons sommer brandarm. Ek gaan nie baie ryk voel as ek myself met hom sou vergelyk nie. Vreemd genoeg is daar altyd iets in die mens wat begeer wat iemand anders het. Een ou beg in die kroeg, I followed money all my life, but never caught up with it. As kinders het ons dikwels Monopoly gespeel, maar dis asof die geld nooit genoeg was nie. Toe print ek maar my eie hoop geld. Las 'n paar nulle by elke erf, totdat ek ryk kon voel met duisende beskikbaar. Ek hoor nou die dag dat die Monopoly nou digitaal geword het, deurdat jy bankkaarte gebruik, nie meer kontant nie. Vreemd genoeg voel jy baie ryker, as jou beursie so 'n paar note in het, in plaas van net 'n kredietkaart. As kind het ek een keer 'n strokiesprentboek van Richie Rich in die hande gekry, en gewens het ek ook so 'n boompie gehad het waarin die geld sommer groei. Ek het hoog en laag gesoek vir sulke kitsrykdomme tot my pa gesê het, geld groei nie aan bome nie. Die eerste sirkel gee vir jou 'n prentjie van die lewe wat jy nou het. Die tweede sirkel illustreer die lewe wat jy wens jy gehad het. Die derde sirkel wys hoe jy dink oor die lewe wat jy het. Min van ons is tevrede, maar die lewe is nie so sleg soos jy dink dit is nie. Soms is dit nodig om vrede te maak met die hand wat die Here jou uitgedeel het en dankbaar te wees dat hy vir jou sorg. Maar kom ons doen wiskunde van die ander kant af. Jy kan uitvind hoe ryk jy is deur jouself te meet aan die res van die wêreld. Op die internet is daar so 'n lys genoem die Global Rich List. Jy herken dalk die meeste van daai name wat dit tot bo aan die lys gemaak het. Wens jy soms dat jou naam ook daar kan verskyn? Die lande met biljonêers is volop, maar jy sal opmerk dat nie een van die Midde-Oosterse lande daarop verskyn nie. Deur jou jaarlikse inkomste in te tik, kan jy uitvind waar jy staan. Dit is vinnig en maklik, maar kan jou effens ongemaklik laat voel, veral as jy nie tans baie ryk voel nie. Jy sal jouself waarskynlik nie vergelyk met enige van die gesigte van die rykste mense op aarde nie. Jy sal jouself nie eers in dieselfde liga sien nie. Maar as jy 10.000 dirhams per maand verdien, val jy onder die top 10% van die wêreld se rykste mense. Dit gaan beter met jou as met 90% van die wêreldbevolking. Comparison kills creativity. Die vetkruid voel hy is nie skerp genoeg nie, en die potlood voel weer hy is nie kleurvol genoeg nie. Maar albei kan baie kreatief aangewend word. Volgens Gallup leef 22% van die wêreldse populasie op minder as $1 per dag. 34% leef op minder as $2 per dag. Ons weet uit ervaring dat sulke menslike statistieke nie veel vertrou kan word nie, maar dis sommer baie mense wat met minder klaarkom as jy. Sal jy kan oorleef op sê maar 5 dirhams per dag? Ek vra vir Google hoeveel mense leef op $1 per dag. Volgens party webtuistes is dit meer as 1 biljoen mense. Amper die helfte van die wêreldbevolking leef op minder as $2 per dag. 448 miljoen kinders is ondergewig weens hongersnood. 870 miljoen volwassenes kan nie lees of skryf nie, die meeste van hulle vroue. Elke dag sterf so 30.000 kinders van siektes wat verhoed kon word.
Die joernalis wat hierdie foto geneem het, is gevra wat hy gedoen het omtrent daardie kind se behoefte. Hy het gesê dat hy niks gedoen het nie, want die nood was te groot. Hy het maar weggestap en die kind oorgelaat in die asvoël. Hy is baie gekritiseer vir sy optrede, maar hy het 'n prys gewen vir sy foto. Sy onvermoë het hom egter so gepla dat hy uiteindelik selfmoord gaan pleeg het terug in Amerika. As jy so kyk na jou eie lewe en inkomste, voel jy dalk nie baie ryk nie. En as dit die belastingseisoen is, voel jy dun gesmeer en gefrustreerd, omdat jou land die bietjie wat jy het ook nogal wegvat. Maar in globale terme is jy dalk skatryk. Jy mag dalk voel dat jy net kop bo water hou, maar jy doen nog beter as baie ander. If the rich are getting richer and the poor are getting poorer, then the middle class must be getting classier. Die kind was gewoon vir sy ma raad te gee oor die belastings vir die rykes tref. The bad news is they want to raise the taxes on the wealthy. And the good news is, if you buy me everything I want, you'll never be wealthy. Calvin, your mother and I have decided to give you an allowance. It is important that one learns the value of money. Money, ha ha ha, I'm rich, I can buy off anyone. The world is mine, power, friends, prestige, I can buy it all, I'm free. Die pa reageer, I blew it again, dear. En duidelik het Calvin iets gemis. Of soos die pa vir sy seun verduidelik, everyone has a purpose in life. My purpose is to say no, whenever you ask for money. Dalk het jy dit ook so beleef met iemand in jou gesin. Do you know how to get rich? Earn a little more than you spend and keep on doing it, was die ou se raad vir sy seun. Of soos die ou wat een wens gekry het by sy genie en het opmors weens 'n misverstand. Only one wish, okay, I want to be rich. Dan, will that be all rich? Vra die genie vir hom. As jy 'n selfoon het, 'n rekenaar, 'n huis, 'n bed, 'n kas vol klere en 'n kar, is jy ryk. Jy hoef nie skaam te voel daaroor nie en jy hoef dit ook nie weg te steek nie. As jy sowaar nog kos oor het in jou kombuis of yskas en skoon water om te drink, doen jy beter as miljoene ander mense oor die wêreld. Die vraag is nie, het jy geld nie, maar eerder, wat doen jou geld aan jou? Dit bring ons by ons teks in Jakobus 5. Dit wil lyk of Jakobus die ryk mense wat hulle welvaart gebruik om die armes mee uit te buit en seer te maak, veroordeel. Dit klink omtrent soos iets wat een van die Ou Testamentiese doemprofete sou geskryf het. Dit bied geen hoop nie, maar is slegs 'n oordeel van God. Dis nie 'n oproep vir hulle om hulle te bekeer nie, en daar is geen goeie nuus nie. Hierdie woorde van Jakobus is so hard en kras dat ons instinktief aanneem, hy praat seker met iemand anders. Ons dink dadelik aan die superrykes wat in hulle groot paleise bly af in die straat. Of dalk dink jy aan mense wat die Forbes biljoenêr lys gehaal het, mense soos Jeff Bezos of Warren Buffett of Bill Gates of Mark Zuckerberg of Elon Musk. Sê Jakobus 5 op hulle van toepassing wees? Ja, sekerlik. Jakobus dink aan die rykstes van die rykes wanneer hy skryf. Maar dit sluit ook mense soos ek en jy in. Dit voel vreemd om ingesluit te word, want ons dink nie juis aan onsself as baie ryk nie. Op die beste sou ons onsself bestempel as eerder middelklas mense. Die term middelklas is eintlik 'n redelike nuwe verskynsel. In die ou antieke Israel het jy baie ryk mense aan die bokant van die leer gehad en dan 'n klomp baie arme mense op die bodem, met nie baie ander mense tussenin nie. Jy was of ryk of arm, en daar was verseker baie meer arme mense as rykes. Ons moet bewus wees van nog een ding voordat ons in die teks induik. Die Bybel praat nogal baie oor geld. Op feitelik elke bladsy van die Bybel kan jy iets oor geld of dinge wat geld koop vind. Salomo stel het so, geld is lewe en lewe is geld. Feeste word gehou vir plesier en wyn vrolik die lewe op. Geld maak dit alles moontlik.
In Engelse vertaling skryf dit, money is the answer for everything. Jy kan nie baie lank leef op hierdie planeet sonder geld nie. Party mense het dit, ander spaar dit, party verdien dit, ander leen dit en nog ander steel dit. Geld is die maatstaf van die lewe. Sonder dit is jy in groot moeilikheid. You don't need money to buy happiness if it's money that makes you happy, is die ou se raad aan die materialistiese mense van sy eeu. Tog as jy kyk na hoe die Bushmans lewe in die Kalahari, het hulle nie geld nodig nie. Hulle kom heel goed klaar as onder. Is hulle ryk of is hulle arm? As jy hulle sou vra, is hulle skatryk? Want hulle het toegang tot wild en boomwortels wanneer hulle dit ook al nodig het. As jy 'n paar note in jou hand sou vashou, is daardie geldnote boos? Nee, dis maar net papier met kleurvolle ink daarop. Hulle het geen morele waarde nie. Hulle kan nie goed of sleg wees nie. Dis maar net geld. Geld is nie goed of boos nie. Dis wat ons doen daarmee wat saak maak. Ek kan geld gebruik om vir honger mense ete te koop, of ek kan geld gebruik om onwettige dwelms of medisyne te kry. Die tannie het 'n boks geluk raak geloop, wat op afslag was. Die vraag is nie, moet ons geld maak of dit versamel nie. Ons almal het in hierdie moderne eeu geld nodig om te kan oorleef. Die eintlike vraag is egter, hoe gebruik ek dit wat die Here vir my gegee het? Jakobus gee 4 waarskuwings vir die rykes. Omdat ons almal ryk is, in vergelyking met die res van die wêreld, is sy woorde dus ook vir ons bedoel. Die eerste ene waarskuwing. Welvaart kan jou arrogant maak. In die eerste eeu was daar 3 moontlikhede om welvaart te bekom. Jy kon 'n oes groei, jy kon materiaal verkoop of jy kon goud of silwer versamel. Kom ons kyk na wat Jakobus te sê het oor elkeen van hulle. Kom nou julle ryk mense, huil en treur oor al die swaar wat vir julle voorlê. Julle rykdom sal definitief vergaan en julle klere deur motte gevreet word. Julle goud en silwer sal beslis oproes. Hierdie einste roes sal soos vuur julle vleis wegvreet. So sal die goud en silwer wat julle opgegaar het op die oordeelsdag teen julle getuig. Ander vertalings stel dit so. En nou julle rykaards kerm en kla oor al die swaar wat oor julle gaan kom. Julle rykdom sal tot niet gaan en julle klere sal deur motte opgevreet word. Julle goud en silwer sal verroes. Die roes sal teen julle getuig en aan julle vreet soos 'n vuur. Julle maak skatte bymekaar en dit terwyl dit die laaste dae is. Staan 'n bietjie nader en luister hierna, julle wat dink geld maak julle so belangrik. Vreeslike dinge wat julle baie seer gaan maak en wag vir julle. Dan sal julle net met julle kop in julle hande kan sit en huil. Die baie geld en status wat julle so belangrik laat voel, is besig om voor julle oë te vergaan. Die motte vreet julle klere op en julle geld verloor waarde. Dinge wat vir julle soveel werd is, word oud en gaan stikkend. Soos al die dinge wat julle so belangrik laat voel, stikkend gaan en opgeëet word, so word die sin van julle lewe weggevreet. Dit is soos 'n veldbrand wat julle lewe stukkie vir stukkie wegbrand. Geld is al waarmee julle besig hou en waaroor julle gesels. Intussen is die wederkoms van die Here naby. Wat sê Jakobus nou eintlik? Julle rykdom van oeste sal vergaan. Julle klere sal deur motte opgevreet word en selfs goud en silwer sal roes. Ons het dit nodig om hierdie woorde te hoor, want ons lewe in 'n materialistiese wêreld wat geld bo enigiets anders verhef. Geld laat ons dink dat ons veilig is. Geld koop invloed. Dit maak deure oop. Dit maak dat ons huise en karre en vliegkaartjies en mooi klere en juwele kan versamel. Geld laat ons dink dat ons met enigiets kan wegkom. Hierdie paartjie dink hulle het geluk gekoop, maar eintlik is hulle ingeloop. Wat is die eerste woord wat kinders leer? Myne. Iets in ons kultuur maak dat ons alles vir onsself wil hê. Myne is myne en joune is ook myne. Miskien het jy al gehoor van die alternatiewe goue reël. Die een met die goud maak die reëls. Ons almal het al gesien hoe dit werk. As jy baie geld het, kan jy uit die moeilikheid bly. Jy kan prokureurs huur wat die stelsel namens jou kan bewerk tot jou voordeel, selfs al is jy skuldig. As jy genoeg geld het, kan jy toegang verkry tot die hoogste vlakke van die samelewing.
Jy hoef nie meer ekonomiese klas te vlieg nie, en kan selfs jou eie vliegtuig koop, om jou heen en weer te vat waar jy ook al wil wees. Wanneer 'n ryk man sterf, vra ons altyd so, hoeveel het hy agtergelaat? Die antwoord is altyd dieselfde. Hy het alles agtergelaat. Billy Graham het eendag opgemerk dat jy nooit 'n lijkswa sien met 'n sleepwa agterna nie. Wanneer iemand doodgaan, kry iemand anders sy huis, sy kar, sy kantoor, sy geld en alles wat hy gehad het. Die Italiaanse spreekwoord sê, the last robe has no pockets. Hulle bedoel seker die doodskleed waarin jy begrawe word, het nie sakke nie. Daar's niks wat jy kan saamvat nie. Kaal het jy in die wêreld ingekom en kaal sal jy weer daaruit gaan. En Bufferplakker het verkondig, he who dies with the most toys wins. Dis natuurlik nie waar nie, jy's dood, speelgoed of nie speelgoed nie. Die tweede waarskuwing, welvaart kan jou wreed maak. Jakobus laat ons bietjie kyk hoe mag misbruik kan word. In die eerste eeu was die meeste plaaswerkers maar dagloners. Ons mag hulle dalk immigrante werkers noem in vandag se terminologie. Hulle word deur die eienaar gehuur en betaal per dag. Onthou julle die werksmense wat op julle lande gewerk het? Onthou julle hoe julle hulle nie gegee het wat hulle eintlik verdien het nie. En hulle kon niks daaraan doen nie, want hulle was magteloos. Sulke dinge kan 'n mens nie stilhou nie. Dit is of die geld wat julle vir julleself gehou het, self aan die skree gaan omdat julle so oneerlik is. Die Here wat sterker as almal is, hoor duidelik hoe daardie werkers magteloos kla. Kyk, die loon wat julle weerhou het van die arbeiders wat julle lande geoes het, roep dit uit. En die geroep van diegene wat oes, het die ore van die Here, heerser oor alle magte, bereik. Kyk wat het julle gedoen. Julle het nie die mense betaal wat koring afgesny het op julle lande nie. Die geld wat hulle moes gekry het, beskuldig nou vir julle. Ja, die Here wat oor alles regeer, hoor altyd wanneer die mense wat die koring afgesny het skree en vra dat hy hulle moet help. Hier het ons dus met 'n ryk man te doen wat 'n groot plaas gehad het. Omdat hy baie velde gehad het wat afgeoes moes word, huur hy baie tydelike werkers om vir hom dit te kom doen. Daardie mense werk van son op tot son onder en maak staat op die eienaar om sy woord te hou en hulle te betaal aan die einde van elke dag. Veronderstel 'n sekere werker begin maandag te werk en hy werk die hele dag. Teen die aand toe betaal moes word, sê die eienaar, "Ekskuus tog, ek het nog nie die geld nie, maar kom werk vir my môre, dan betaal ek jou vir 2 dae." Die werker mompel onderlangs, maar hy stem in om die volgende dag weer te kom werk. Daardie Dinsdag aand kom die eienaar weer met 'n ander verskoning. "My voorman was besig, so ons het nie die geld beskikbaar nie. Maar kom en werk môre weer vir my." Dieselfde ding gebeur op Woensdag, Donderdag en Vrydag. Teen hierdie tyd is die werker desperaat, want hy het 'n honger familie om kos te gee. Toe die eienaar konfronteer, lag die ryke maar net en sê, "Moenie in my moeilikheid soek nie, dan sal jy nooit jou geld kry nie." So gaan die werker huis toe met niks om te wys vir sy week se werk nie. Hy is woedend en bekommerd en desperaat om vir sy vrou en kinders te sorg, maar wat kan hy doen? Die sisteem en die reg is teen hom. Hierdie soort van ding gebeur die hele tyd, al verskil die details van mekaar. Die eienaar maak 'n belofte en verander dan van gedagte. Of hy sê, "Die cheque is in die pos," maar hy bedoel dit nie. As jy kla, sê hy bloot, "Jy word maar in die pad gesteek, you are fired." Wat doen jy dan? Dis wat ek bedoel dat die een met die goud het al die reëls maak. Geld koop invloed, mag en beskerming teen vervolging. Die rykes weet hoe om hulle geld te gebruik om die wet te buig tot hulle voordeel. Jakobus wat dit alles gesien het, gee dan 'n streng waarskuwing. God hoor die uitroepe van die onderdruktes wat dag en nag na hom roep. Hy sien wat die ryk man doen, hoe hy sy mag misbruik om die armes mee te vertrap. Die uitroepe van die werkers het egter die ore van die Here bereik. Enigeen wat die armes uitbuit sal te doen kry met 'n God wat groot genoeg is om iets daaromtrent te doen. Jou welvaart kan jou dalk beskerm van baie dinge hier op aarde, maar dit kan nie jou beskerm teen die oordeel van God nie. Want God sien, God hoor, God weet. Ongeregtigheid sal nie vir altyd aanhou nie. Die volgende waarskuwing. Welvaart maak ons self tevrede. Daar's 'n oorsaak en 'n gevolg in hierdie derde waarskuwing. Omdat die rykes geleef het in luksheid,
het hulle harte vet gemaak vir die oordeelsdag. Die hart van die probleem is altyd die probleem van die hart. Hier op aarde het julle duur goed gekoop en julle het die lewe geniet. Julle het vet geword toe die tyd al naby was, die tyd wanneer die Here almal sal straf wat verkeerd gedoen het. Julle het op aarde weelderig en losbandig geleef. Julle het julle harte vet gevoer vir die slagdag. Julle wat ryk is, het meer as wat julle nodig het. Julle het so baie dat julle eintlik daarmee mors. Julle koop goed wat julle glad nie nodig het nie. Terwyl ander mense doodgaan van die honger, is julle besig om julle self vet te voer. Net soos geld moreel neutraal is die feit dat jy geld het nie goed of sleg nie. Die armes is nie meer regverdig as die rykes weens hulle armoede nie. En die ryke is nie noodwendig meer boos as die armes weens hulle welvaart nie. Regverdigheid hang nie af van die grootte van jou bankbalans nie. Maar rykdom kan jou in die versoeking lei om te begin dink dat jy nie meer vir God nodig het nie. As jy genoeg geld het, kan jy mos jou eie hemel op aarde skep. Dis nie werklik nie en gaan nie hou nie, maar geld het daardie mag om ons illusies te voed. In hierdie geval het die ryk mense ryker en vetter geword ten koste van hulle werkers. Hulle gierigheid het hulle verblind vir die nood van ander. Hulle het hulle sondes gerasionaliseer deur te sê, dis maar soos besigheid gedoen word. Jy kan nie 'n omelet maak sonder om 'n paar eiers te breek nie. Dis 'n hond eet hond wêreld. En dis in elk geval nie my probleem nie. Ongelukkig vir hulle wat so dink, is daar 'n dag van afrekening wat kom. 'n Slagdag, en God sal met die vetstes begin. Nog 'n waarskuwing, welvaart kan ons roekeloos maak. Kom ons gaan terug na die voorbeeld van die dagwerker. Hy is uitgebuit deur die man wat beloof het om hom te betaal, maar die eienaar het vir hom gelieg en steeds niks betaal nie. Dus het die werker al die geld wat hy gehad het gebruik om 'n hofsaak teen die ryk man te maak. Nou ons almal weet al voor die voet hoe daardie storie gaan eindig. Die ryke het al die voordeel. Hy kan die beste prokureurs hier wat weet hoe om die mees effektiewe argumente te maak ten gunste van die ryke. Die ryke kan selfs die regter onderlangs betaal, of dreig om seker te maak dat hy 'n uitspraak ontvang wat vir hom tot voordeel sal wees. Ryk mense kan selfs 'n firma huur om die nuus in hulle guns te swaai en die media te manipuleer. Hulle kan artikels laat publiseer wat hulle baie goed laat lyk. Hulle kan die waarheid onderste bo ploeg sodat die arme man geen kans het nie. Wanneer die arme man hof toe gaan in die hoop dat die regter sy kant sal kies, spreek die regter sy oordeel uit teen die arme man, sodat die arme man in die tronk beland, bankrot sonder niks. Die ryk man lag maar net al die pad en gaan speel verder golf met sy pelle. Die arme man is so goed as dood. Vers 6, julle behandel mense wat julle niks gedoen het nie, en wat onskuldig is, asof hulle vuilgoed is, en maak hulle baie seer. Julle die regverdige veroordeel en vermoor, hy kan hom nie teen julle verweer nie. Julle veroordeel en vermoor die onskuldige, en hy bied geen teenstand nie. Die woord veroordeel word veral in 'n hofsaal gebruik. Dit beteken om 'n skuldige uitspraak op 'n baie persoonlike manier oor te dra. In hierdie geval het die ryk man die wetlike sisteem tot sy voordeel gebruik om die arme mee te verwoes. Dit word dikwels gesê dat Jakobus, wat die halfbroer van Jesus was, nooit die kruis noem in sy skrywe nie. Dis waar, maar dit kan wees dat hy aan Jesus gedink het toe hy oor hierdie onskuldige man geskryf het in vers 6. Agter die armes staan die Here self. Hy was waarlik onskuldig. Alhoewel hy niks verkeerd gedoen het nie, is Jesus ter dood veroordeel. Slegte mense het plannetjies teen hom gemaak en die reg gebuig om teen hom te gebruik. Hulle het sy woorde verdraai, die skares aangehits en Pilatus in 'n hoek gedruk sodat hy vir Jesus sou laat kruisig. Hulle het die seun van God vermoor om hulle eie bloeddorstigheid te bevredig. Jakobus sê dat hierdie onskuldige man geen weerstand gebied het teen die mense wat hom aangekla het nie. Die arme man kon nie weerstand bied nie, want hy was hulpeloos teenoor die ryke wat hom so mishandel het. Maar Jesus het al die mag in die wêreld gehad en steeds gekies om dit nie te gebruik nie. Toe hulle hom met 'n sweep gesaan het, het hy nie engele afgeroep om die laksman te wys waar Dawid die wortels begrawe het nie. Toe die soldate die kroon van dorings op sy kop gedruk het, het hy nie hulle vervloek en verwens nie.
Toe hy die spykers deur sy hande en voete gedryf het, het hy hulle nie gedreig en beledig nie. Toe die verbygangers met hom spot en op hom spoeg, het hy nie teruggespoeg nie. Toe die mense hom vervloek het, het hy nie teruggevloek nie. As jy 'n volgeling van Jesus is, sal hierdie dinge met jou ook gebeur. En dis die ware toets van jou geloof. Jy sal uitvind wat jy eintlik glo as ander mense jou begin mishandel. Partykeer is die eintlike toets van jou geloof die dinge wat jy nie doen nie. Partykeer sal jy 'n beter Christen wees deur hoegenaamd niks te sê nie, geen weerstand te bied nie. Die teks herinner ons daaraan dat die probleem nie die geld is nie. Die probleem lê in die menslike hart. Die vyand is nie my bankbalans nie. My vyand is die gesig in die spieël, wat te veel homself bekommer oor sy bankbalans. Geld is soos aas op 'n hoek. Die duiwel gebruik geld om ons te hoek met gierigheid en selfbevrediging. Hy gebruik ons geld om ons weg te draai van die nood van ander, weg te draai van vrygewigheid teenoor die armes. Hy gebruik ons geld om ons te laat glo dat 'n man gemeet word aan sy bankbalans. Jakobus sê in die eerste vers dat ons geld op die laaste dag teen ons sal getuig. Wanneer jy voor die Here sal staan op die oordeelsdag, sal jou geld 'n getuie vir jou of teen jou wees. Wat sal jou geld oor jou te sê hê? Hy het 'n groot aardse koninkryk gebou. Of sy was daarom altyd geklee in die jongste modegere. Of hulle het soos konings geleef. Of sal jou geld sê, hy het omgegee vir die armes. Of sy het geïnvesteer in die groot opdrag om die evangelie verder te versprei tot by die uithoeke van die aarde. Of hulle het hulle geld gebruik om ander mee te help. Soos Jakobus skryf, voel ons almal so effens ongemaklik en skuif ons 'n bietjie rond op ons stoele. In sy wese gaan alles in die lewe omtrent geld en tyd. Wanneer ons voor die Here sal staan, sal ons antwoord moet gee oor hoe ons tyd bestee het en hoe ons geld spandeer het. Mag die Here ons verlos van gierigheid wat elke goeie intensie verwoes en ons blind maak vir die lydende wêreld in nood rondom ons. Mag ons wat ryk is met die dinge van hierdie wêreld net so vrygewig wees teenoor ander as wat die Here vrygewig was teenoor ons. Hoe jy jou geld spandeer is altyd 'n teken van watter rol die evangelie in jou lewe speel. Jy hoef nie skuldig te voel as jy geld het of geseënd is ver bo wat jy verdien nie. Ons almal verdien eintlik die hel en sonder Jesus is dit waar ons almal sou geëindig het. Wees dankbaar vir die genade van God wat vir jou kom red het en bid dat daardie genade sal deursyfer na die manier wat jy met geld werk. Om op te som, 4 waarskuwings. Welvaart kan ons arrogant maak. Welvaart kan ons wreed maak. Welvaart kan ons self tevrede maak. En welvaart kan ons roekeloos maak. Ons moet nie dink dat so iets nooit met ons kan gebeur nie. Geld kan die vreemdste dinge aan ons breins doen. Sonder God se genade kan ons net so maklik verslaaf raak aan geld en die najaag van meer geld. Ons kan net so onsensitief raak teenoor die nood van ander. Op die ou end kom ons terug na 'n bekende tema. Hou maar liggies vas aan dit wat jy sien as van groot waarde. Want dis nie joune in elk geval nie. Elke goeie ding wat jy ontvang het was 'n gawe van God af. Hou jou seëninge maar liggies vas. Moenie bang wees om dit te laat gaan nie. Dit behoort nie regtig aan jou nie. Alles in die lewe word deur God aan jou geleen. Eendag sal jy alles teruggee aan die Here, selfs die lewe wat hy aan jou gegee het. Dalk is hierdie ou se raad die moeite werd om oor te dink. Don't cling to things because everything is impermanent. Here, help my om 'n goeie balans te vind om die seëninge te geniet wat U my gegee het. En ook om seën te wees vir ander. Hier waar ek in 'n materialistiese wêreld woon, wil ek nie deur geld beheer word nie, maar wel 'n goeie rentmeester wees van alles wat U my gee. Mag my lewe wys dat my vertroue elke dag aan U lê. Maak my hart vry van gierigheid, sodat ek altyd gereed sal wees om die nood rondom my raak te sien. Amen.